Goeiemôre. Dit is dan vanmôre Sabbat, 22 November 2025 en ons is nou by lesing 17. Ons is baie naby aan die einde, so hou maar nog 'n bietjie vas. Die opskrif is nog steeds die dogter van Sion, restoreerders van die skrifte. Ons het nou gister afgehandel of opgehou waar die bevryding in die konsentrasiekampe beskryf is. Die vorige dag was die bevryding van die soldate of manskappe. Ons het nooit eintlik soldate gehad nie, want ons het nooit 'n weermag gehad nie. In die Tweede Vryheidsoorlog was dit boere, kommando's van distrikte wat bymekaar gekom het en besluit het niemand vat hulle grond nie. Nou gaan ons aan, dit was alles het gebeur in 2008 en nou sê ek ons verplaas ons nou na die jaar 2017 en ons praat nog steeds van die oorblyfsel wat genoem word die dogter van Sion in die Bybel. Ook word die dogter van Sion aan die eindtyd vasgemaak aan 'n posisie, 'n plek. En die plek is suid van die riviere van Ethiopië. En dit verwys na 'n volk met 'n ligte vel. 'n Volk wat oral gehaat sal word deur die wêreld. En ons is die enigste Israel volk wat aan al daardie eienskappe voldoen. Moenie laat jy mislei raak dat dit Ethiopië is. Daar's nou so 'n groot beweging om te sê Ethiopië is nou die verlore Israeliete en al die profete was swart en dan word hulle nogal versterk daarin deur baie groot wêreldleiers. Ons weet wie ons is. Vader het hierdie volk uit Europa weggeneem, net soos wat hy Lot en sy vrou weggeneem het uit Sodom en Gomorra. Die Sodom en Gomorra van daardie tyd, van die 1500s en die 1600s, was die Rooms-Katholieke kerk wat absoluut onverpoost voortgegaan het om gelowige kinders van Vader te vermoor. Hulle het hulle op alle wyses het hulle uitgewis. En as daai klein oorblyfseltjie van Hugenote, Vryburgers, Duitsers en Engelse nie gevlug het en hier geland het nie, sou daar nie 'n oorblyfsel gewees het nie. En die Vader praat daarvan, dat hy 'n takkie van die wingerdstok afgebreek het en in 'n verre land gaan plant het. Ek dink dit is die profeet Jeremia wat dit skryf. En moenie 'n fout maak nie, dit het daaraan dink dat dit Engeland is soos wat die British Israel dit sê nie. Dit is nie waar nie. Hy het die takkie hier aan die suidpunt van Afrika kom plant. 'n Paar keer het hierdie Rooms-Katholieke duiwels probeer om te land aan die Kaap, maar elke keer was hulle pogings in die wiele gery. Al wat hulle kon op die ou einde doen op hierdie vasteland was 'n ou posbus wat hulle in waar vandag Port Elizabeth is, die ou posklip. Hulle het nou maar briewe onder die klip gesit en hulle het so ook 'n toring opgerig. Dis al, maar hulle kon nooit inkom nie. Maar wel in die lande om ons. Mosambiek is vrot van die Rooms-Katholikisme. Suidwes-Afrika of Namibië is vrot van die Rooms-Katholieke. Angola is vrot van die Rooms-Katholieke. En so het hulle sendingstasies oral om ons gelaar. En tog het hierdie boervolk met die Bybel in die wakus en die voorlaaier in die wakus, het hulle hierdie land vir ons, wat nou die nageslag is, mak gemaak. Maar hierdie geskiedenis word van ons al weggehou. Ons lees verder in die eerste paragraaf daar, gedurende die afgelope 9 jaar, is van 2008 tot 2017, het die dogter van Sion en Vader se wingerdvolk begin werk, deur besig te raak met 'n behuisingsprojek op ons grond te Pretoria Wes, Kameeldrif 225. Honderde hawelose volksgenote is gehuisves in hierdie tyd.
en ook, moet ek byvoeg, gevoed. Verskeie ander sorgsentrums om Pretoria word ook hier vandaan gediens met betrekking tot groente, brood, pap, vleis en klere. Ook was ons drukkery voltyds besig om die woord te druk en in boekformaat uit te stuur in die volk. Ons webwerf www.nuweopenbaring.co.za waar hierdie boeke gratis aangebied word, is deur duisende mense besoek. Ek kry maandelikse terugvoer en dit is werklik so. Die webwerf is op soos wat hy nog nooit was nie. Amper dubbel elke maand klim hy, soos mense daar begin besig raak. Die dogter van Sion, die ou skermpie, klein skermpie in die wingerd, die beleerde dorpie het stadig begin ontwaak en 'n stroom suiwer water het die volk begin binne stroom. Net om ons geheue weer te verfris, sal ons hierdie belangrike verse in Jesaja 1 plaas, aangesien daar nou in die gees daarop voortgebou sou word. Elke mens wat die Bybel goed ken, sal weet dat Jesaja 1 baie duidelik verwys na ons volk aan die einde van die tyd. Dat die dogter van Sion 'n oorblyfsel was reg deur die eeue in Europa, waar die Rooms-Katolieke nooit almal kon uitwis nie, is die bewyse daarvan dat ons vandag hier is. Daar was altyd 'n klein stroompie waarheid van Yeshua se apostels uitgegaan het tot nou toe. Die lijndraadjie het geloop, al was hy partykeer baie dun. In die 2000 jaar wat verby is miljoene gelowiges vermoor en gemartel. Ek bedoel, daar's boeke wat jy kan lees oor die marteltuie van die Rooms-Katolieke. Hulle het nie net mense doodgemaak op brandstapels of wat ook al hulle gebruik het nie. Hulle het die mense met rekbanke uitmekaar getrek. Hulle het hulle in plekke gesit waar die rotte hulle lewendig opgeëet het. Hulle het in kamers ingebring waar hulle van middel onder deur gesaag het na bo. Want hulle was die duiwelse kinders. Net soos Yeshua sê, julle ander geslag, genetiese nageslag van die duiwel, het die duiwel as vader. En dit moet ons weet, dat is nog steeds dieselfde mag wat die wêreld beheer. Net nou baie sterker, want hulle beheer al die finansies, hulle is in beheer van die politiek, alle weermagte op aarde, en hulle is in beheer hoofsaaklik van alle geestelike organisasies, veral die Christendom. Ons moet uit hierdie sisteem uitkom. Dit is hoekom die woord sê in Openbaring, gaan uit haar uit my volk, en dan voeg hy by, sodat julle nie van haar, Babylonse pla sal ontvang nie. Nou weet ons al, wat is die pla? Onlangs het ons dit gehad. Die inentings, of die jab, dit is deel van die pla. Hulle medisyne, die farmaseutiese bedryf, is pla van Babylon. En die Bybel is baie direk, skryf hy teen hierdie plaag van farmaseutika. Maar die vertalers, in ons ou 33 vertaling, het hierdie goed vervals na towerry. So waar daar towerry in jou boek Openbaring staan daar die Griekse woord farmakeusie. Nou jy kan hoor, farmakeusie het te doen met aptekerswese. Dit het te doen met medisinale substansie wat skadelik vir jou is. En dit is eintlik dwelms. Is niks anders te nie. Dit genees geen oorsaak nie, dit genees net die simptome, sodat jy 'n swak zombie kan bly, wat jy kan doen wat hulle wil hê jy moet doen. Waarom dink julle het hulle ook soveel fluoried in ons waters gaan gooi? Hier voor in ons brein is 'n klier wat genoem word die pineale klier. En dit, wanneer dit nie gekontamineer is nie,
wanneer hy skoon en oop is, open hy jou geestelike oog in die volgende dimensie in. Maar op aarde nou het Satan daai dimensie gekaap, en hulle noem dit die derde oog. Maar dit is net 'n kopiering van, jy het daai oog in jou. Maar fluoried maak het 'n eienskap, hy gaan pak vas om daai pineale klier, en nou kan die klier nie werk nie. Dit is alles dingetjies, ek kan die hele dag praat oor waarmee hulle besig is, om jou en my onder beheer te hou. Ook die feit dat hulle die lug bespuit met besoedelde substansie, dat hulle ons kos besoedel met gif, dat hulle ons kos geneties manipuleer. Al hierdie dinge het te doen dat jou liggaam en siel nie behoorlik funksioneer nie. Dan is jy 'n goeie slaaf. Mens wil nie 'n slaaf hê wat vir homself kan dink en besluit en hoër geestelike dinge kan waarneem nie. Dis tog logies. Jy soek 'n slaaf so dom as moontlik, hy moet net sy werk doen. En dit is waar ons sit. En dit is hoekom ons as oorblyfsel uit al hierdie goed moet gaan. Sodra ons van hierdie goed bewus raak, moet ons dit los. Moenie vasgevang word in hulle nette nie. Wat die psalmdigter praat van, ek dink in Psalm 10, die nette van die voëlvanger. Of Psalm 91, ek kan nie onthou. Kom ons lees weer Jesaja 1 verkort. Julle, 1 vers 7, dis ons volk, se aarde is 'n verlatenheid, julle stede is met vuur verbrand, verbasterdes verteer julle Adama. Adama in die skrif, boek van herinnering, is 'n ander woord as grondgebied. Dit dui op die Adamiet se gesuiwerde grondgebied, wat dan in die gees beteken ons suiwer geestelike grondgebied in die siel. Dit is verteer in julle teenwoordigheid. Sy is verwoes en omver gegooi deur verbasterdes. Hier praat hy hoofsaaklik van geestelike verbastering, waar die kerke, almal wat uit die Romeinse hoer uit voortgekom het, en die skrif ook praat van die Romeinse, of van die groot hoer se dogters, dit is die kerke, en as jy met jou een voet in die kerk staan, en die ander voet, het jy so 'n bietjie van die waarheid, en 'n bietjie van Yeshua, dan is jy niks anderste as 'n geestelike baster. 'n Ware volgeling van Yeshua, wat sy oë nooit van die lam afwend nie, is al wat waardig is om gered te word deur Yeshua, en om die beloftes te kry, van koningskap en priesterskap. So, alhoewel verbasterd is hierdie ou klomp Jode wat in hierdie land ingekom het na 94, hulle het die ANC aan bewind gesit. Moenie dink die ANC het self aan bewind gekom nie, hulle is te sleg en te dom daarvoor. Jode so Slowou en help my bietjie. Ja, Beyers Nodee is nou 'n Suid-Afrikaner, maar hy is 'n verbasterde. Daar by die Rivonia verhoor was meer Jode wat skuldig bevind is as swart is. So, hierdie basters het alles omver kom gooi. Een van hulle wat nou by my opkom is Johan Heinzowitsch, die Joodse hoof van die NG Kerk. Die outeur wat basies gesorg het dat die nuwe vertaling in die volk moet kom, waar ons heel voor begin het, waar Yeshua vir ons gesê het, bring die boek van herinnering uit, sodat dit in die volk kan gaan om hierdie vals woord te korrigeer en teen te staan. Engels to counter. So ons het, dis die toestand van ons land nou werklik in die geestelike. En die dogter van Sion het oorgebly soos 'n skermpie in 'n wingerd, soos 'n slaapplekkie in 'n komkommertuin, soos 'n beleerde dorpie. Nou ons is 'n beleerde dorpie al. Ek het nooit gedink dat hierdie ook fisies sal in vervulling gaan nie. Maar 'n dorpie kan ook verwys na 'n klein groepie mense
wat 'n geestelike eenheid vorm. Jesaja 1 vers 9. As Jahwe van die skepingsleermagte vir ons nie 'n klein oorblyfsel oorgelaat het nie, so Sodom sou ons geword het. Ons sou net soos Gomorra gewees het. En ons weet wat het daar gebeur. Ag, hoe het die getroue vesting 'n hoer geword. Sy was vol reg. Geregtigheid het in haar vernag. En nou moordenaars. Wie was die getroue vesting suid van die riviere van Ethiopië? Dit was die Afrikaner nasie wat ontstaan het uit die getroue boervolk. Kyk net hoe lyk hierdie Afrikaner nasie nou. Die getroue vesting waar wet en orde die 10 gebooie geheers het, mense wel 'n geestelike hinkering gehad het, al het die kerke nie altyd die waarheid vertel nie, het die mense Christelik groot geword en nie mekaar bedrieg nie, in liefde met mekaar omgegaan. Ons was op 'n stadium bekend as die gasvryste volk op aarde. Maar nou, mense bly vir jare langs mekaar en ken hulle mekaar nie eens nie, hulle het nooit vir mekaar môre gesien. Dit is hoe ons geword het. Kom ons kyk wat het nog verder verhoer in hierdie volk. Hy sê nou moordenaars, meer moordenaars van die gees as moordenaars van die vlees, alhoewel albei hier teenwoordig is. Jou silwer verwys na die woord, die suiwer woord wat uit die hemele aan profete en apostels gegee is, het skuim geword. Dit beteken die woord is deur hulle vervals. Jou wyn, dis die opregte liefde, is vervals met water. Die mense het 'n skynliefde begin naleef, en hulle het hulle eie volk, ten koste van verbasterdes en swartes, het hulle eie volk die rug toegekeer, en nie meer gehelp in hulle eie volk nie. Maar jy vind die kerke en die dominees en die pastore en die lidmate oral in die lokasies. Dan noem hulle self met sulke fancy name, ek kan dit nie anders beskryf nie. Soos, ek ouens hier gehad, Extreme Bikers for Jesus. Al wat dit is, jy het nou 'n verslawing, dis 'n motorfiets. Nie 'n probleem daarmee nie. Maar nou om dit te regverdig, gaan jy met jou motorfietsse Mosambiek toe, op 'n trip vir die Here. Nou voel jy minder skuldig, en jy leef jou verslawendheid aan jou afgod, leef jy nou uit, deur Bybeltjies uit te deel, skole te bou, allerhande ander goed vir barbare te doen, waar geen opbrengs verwag kan word nie. Yeshua sê self in die nuwe Openbaring, by die lare volke, wat insluit die swartes, hy noem hulle ook die natuurvolke, die Indiërs, die Indiane in Amerika, die Aborigines in Australië, kan jy geen hoër geestelike kennis bybring nie, want hulle het nie die bevattingsvermoë nie. Dis nou maar net so. Hulle het 'n ander geskape doel op aarde. Maar terwyl blankes in Johannesburg en Pretoria versmag van ellende, kom niemand van hierdie kerke by hulle nie. Help niemand hulle nie. Is daar nie in hierdie volk 'n grootskaalse poging om haweloosheid en honger op te los nie? Dit word maar deur sekere individue gedoen. En ek sê nie hier dat al die kerke is soos wat ek gesê het nie, daar is kerke wat goeie werk doen onder hulle eie. Maar hulle doen dit ook net onder hulle eie. As jy lidmaat is, help ek jou. Ons gaan verder. Jou vorste, dis nou ons leiers. En ons kan maar begin by F.W. de Klerk. Ons kan begin by al die hoofde van die sisterskerke en die hoofde van die
AGS kerk, wat nou heeltemal verswart is, en 'n kommunis is nou aan die hoof. Wat noem hulle die hoof van 'n kerk nou weer? Moderators van die kerke, ja. Hulle is opstandelinge en metgeselle van diewe. Hulle is hand om die nek met die ANC en met die voorvadergees aanbidders. Elkeen van hulle het omkoopgeskenke lief en jaag belonings na. Aan die wees doen hulle geen reg nie, en die saak van die weduwee kom nie voor hulle nie. Ons het oral voorbeelde waar die kerke hierdie gespuis van die hel toelaat om in hulle kerke op te tree. Baie jare terug, seker maklik 30, 40 jaar terug, 30 jaar terug, het Joe Slovo in die NG Kerk in Stellenbosch opgetree. Hy is 'n bewese, selferkende kommunistiese Jood. Hulle laat hom daar praat. Onthou nou, hy staan op die kansel. Wat staan voor op die kansel? So spreek die Here. Vir hulle is die Here nog die Vader, die skepper van hemel en aarde. Nou onlangs, ek dink 'n week terug, is weer in Stellenbosch naam gemaak. Een van hierdie voorvadergees aanbidders het daar gaan preek. Al hierdie gruwels word hier beskryf, opstandelinge teen Vader, en metgeselle van diewe, wat ons rot en kaal steel in hierdie land, en diewe wat jou en my ewige lewe steel. Dis die ergste dief wat in die volk rondloop, deur die mense 'n vals evangelie te gee, sodat hulle glo hulle gaan in die hemel kom. En dan uiteindelik wanneer hulle aan die ander kant kom hulle eers agter wat se fout hulle gemaak het. Aan die wees doen hulle geen reg nie, en die saak van die weduwee kom nie voor hulle nie. Die wees en die weduwee is altyd hulle wat sonder Yeshua is, en wat worstel en sukkel in die gees en in die vlees. En dit is hulle in jou volk, want jou naaste is jou volksgenoot, volgens Levitikus 18, vers 19 dink ek. Maar, sê in vers 28, daar sal vernietiging wees van die rebelleerders en die wetsoortreders almal saam, en die wat Jahwe verlaat, sal omkom. Geestelik sal hulle vernietig word, hulle sal geen innerlike waarheid meer besit nie, omdat hulle die liefde verlaat het. Maar ook sal hulle geen krag meer hê nie. Net soos wat daai ou klop paar blanke manteldraaier verraaiers daar in die parlement sit, en selfs party van hulle in die kabinet, al daai klomp is reeds vernietig. Want hulle kan niks anders te doen nie. Hulle parlement en hulle kabinet word geopen wanneer die voorvadergees aanbidder se toordokter instap, en dit is werklik so, ek het dit al gesien, dan gooi hy bloed en rook goedjies daar uit, en hy roep die voorvadergeeste aan om hierdie hele vergadering te seën. Dis hoekom daar soveel chaos is. Chaotiese gemors. En dis waar die voormalige leiers van ons was. Alhoewel hulle nooit my leier was nie. Ek het nog nooit 'n politieke leier gehad nie. Ons het maar altyd gekyk na die politiek. Ons het nie eintlik baie belang gestel om te stem nie. My laaste keer wat ek gestem het was 1993, toe ons moes ja of nee stem vir oorgawe aan die kommunis. En uiteraard het ek nee gestem. Maar ons het verloor. Maar daar sal vernietiging wees van die rebelleerders en die wetsoortreders almal saam. Die wat Jahwe verlaat sal omkom. Dit is 'n feit in klip gekap. As jy Vader Jahwe, wat nou in die vorm Yeshua vir ons homself bekend gemaak het, as jy hom verlaat, sal jy omkom. In die gees en in die vlees. Want hulle sal in die skande kom, vers 29, weens die eikeboom, waar julle behaag in het,
en julle sal rooi van skaamte word oor die tuine wat julle verkies het. Want julle sal wees soos 'n eikeboom waarvan die blare verdor, en soos 'n tuin wat geen water het nie. En daarmee sluit ek Jesaja 1 af, want julle het die verhaal gehoor van die eikeboom se blaar, waar die vroutjie wat niks te doen gehad het met ons dinge by Bloedrivier nie, sy moes die blaar vat en by Bloedrivier reg voor die Grietjie kanon moes sy hom vervrommel en op die grond gooi. En daarmee was die oordeel vir die leiers in die volk en die vorste was daarmee gesluit. Dit was afgehandel. Dit is hoekom hierdie boom so 'n belangrike rol gespeel het in ons dogter van Sion se geskiedenis. En nou gaan ons oor na 'n boodskap van Rikus Viljoen. Die volgende boodskap is van 'n broer in Hoedspruit ontvang, wat self uiters verbaas was oor die innerlike woord wat hy in sy hart gehoor het. Ek plaas as volg. Voor ek dit lees, kan ek sê dat Rikus Viljoen het nooit in enige van die voorafgaande aksies wat die dogter van Sion geloods het op Bloedrivier, hier toe ons die plaas aangebied het vir Vader, toe ons onder die eikeboom gesit het nie, niks het hy bygewoon nie. Hy was nooit deel van die gemeente nie. Hy het later met ons kontak gemaak, hulle het baie klere en kos en huisware vir ons gebring van Hoedspruit af, en dis hoe ons hom leer ken het, en dis hoe hy die boek van herinnering ontvang het, en toe later in al die ander dinge van ons ingewyf was. Maar hy het nie geweet van hoe lyk dit hier op die plaas, en wat ons al reeds gedoen het nie. Nou kry hy hierdie woorde, en ek weet dat Vader het vir so, kan ons maar sê, 'n buitestander gegee, want anders sal almal weer sê, dis daai Dirk van Vuur en Skelm, hy het weer al die dinge na hom toe getrek. Dis wat hulle sê. Maar ek het niks met hierdie goed te doen gehad. Hierdie boodskap is van buite af gebring, en ek het maar net soos oom, of soos generaal Koos Dellery, toe ek die boodskap ontvang en my hart oortuig is dat dit van Vader kom, het ek ingeklim en gedoen. Dis al wat ek gedoen het. Begin van die hemelse boodskap, dag sê Dirk, dis 2:26, Sondagoggend 11 Junie 2017. Ek het 'n boodskap vir jou. Ek kan dit self nie glo nie. Dis besig om te ontvou met al die detail. Ek skryf soos dit kom. Die betekenis en simboliek sal uitgewys word. En dit is 'n tipiese boodskap wat in die hart ontstaan, en jy hoor die woorde, maar nie met jou ore nie. Jy hoor die woorde met jou hart. En nou skryf hy dit neer soos dit kom. By jou op die plaas het jy 'n spesiale boom. Dit is die plek. Ek het nie vir 'n oomblik getwyfel watter boom dit was nie. Want ons het onder hierdie boom 'n gelofte klipstapel gepak, wat nou so 'n bietjie een kant toe geskuif is, en ons het 'n gelofte vir 7 dae afgelê, dat ons huis vir Vader sal aanbied, bedoelende hierdie plek. So ek weet hoe dit is daai boom waar ons nou heen gaan. Dit is die plek. Die stam van die boom dien as middelpunt, die as waarom die gebeure sal plaasvind. Jy, Dirk van Vuren, moet 'n tou afmeet met 3 van jou tree. Dis die maatstaf. Jy moet 'n sirkel trek rondom die stam van die boom. 3 tree, die maatstaf van jou tree. Dit is die velling of band van die waawiel, die buitekant. Klippe vanuit alle rigtings van die land moet daar gepak word. 'n Klip vanuit die noorde moet noord op die velling lê. Vanuit die ooste moet dit oos lê. Al 4 windrigtings moet aangedui word. Dit moet in die vorm van 'n band gepak word. Die eerste klippe moet 3 tree vanaf die boom wees, elk in die rigting van herkoms. So ons het eers met die band begin. Sou daar nog klippe vanuit 'n streek kom,
word dit vanaf die velling se loopvlak na die stam toe gepak in die vorm van 'n speek. Daar moet 12 speke in totaal wees. Hoekom 12? Vir die 12 stamme van die huis van Israel. 12 is die volmaakte regering. Dan is daar baie ander dinge wat ook na 12 verwys. Elke klip moet in die dorpstreek verteenwoordig waar dit vandaan kom. Dit kan die dorpomgewing se naam op gegraveer of uitgekap hê. Wanneer die speek van 'n rigting voltooi is, mag die band van die speek met die volgende speek verbind word. Die embleem van die wawiel op die vlag word fisies gebou. Nou hier praat hy van hierdie wawiel agter ons op hierdie vlag embleem van ons, en die wawiel was nog altyd 'n baie pertinente simbool in ons geskiedenis. Word sodat dit tasbaar en fisies waargeneem moet word. Die volk word deur die speke aan mekaar gebind, met die boom wat geplant gegrond is op die aarde, wat die as is. Die boom bied skaduwee oor die 12 volke of speke. Die boom is die samekoms van al 12 speke. Daar moet vanaf Sion 'n boodskap uitgaan, dat die klippe opgeroep word, benodig word, die wiel moet gebou word, voltooi word, die tyd om te rol het gekom. Elke klip wat ontvang word, moet ten aanskoue van almal by jou op sy plek geplaas word. Die gees van die volk word saamgetrek. Die wiel bied ook rigting aan van waar jy hulp kry en heen kan gaan om hulp. En let wel nie na die boom toe nie, of na die klippe toe nie, na Yeshua toe. Hierdie is 'n uiterlike simboliese teken wat opgerig is. Noem dit 'n monument as jy wil, waarvan die uiterlike niks betekenis het nie, net die innerlike. Ek stuur eers dit wat geskryf is. Bære in jou hart die inligting, neem kennis daarvan, of hiervan. Begin met voorbereiding van die omgewing by die boom, en met die 3 tree van die tou, einde van hemelse boodskap. En ons het dit dadelik gedoen. Ons het so vinnig gewerk, dat op die 7de Julie, die volgende maand, kon ons die opening van hierdie wawiel, wat om die boom gepak is, hou. En het die boodskap reg deur die land gegaan, en daar was honderde mense teenwoordig by die opening. Skat so 400, julle wat daar was. En almal het hulle klippe gebring, nadat hulle erwe, plase, huise verseël het, op die voorgeskrewe manier wat sou kom. Naamlik om die 4 hoeke van jou eiendom te salf in die naam van Yeshua, in die middel van jou gebied, dit is die plek waar jy huisgodsdiens hou, 'n 5de klip te salf, en die seën wat Vader later vir ons gegee het, uit te spreek oor jou gebied. Dan bring jy daai gesalfde klip, en jy sit hom in die ooreenstemmende rigting waarvandaan jy gekom het. En dan sê Vader, is ons almal in die gees een. Ons is een huis, alhoewel mense reg oor Suid-Afrika woon met hulle fisiese liggame. Maar in gees en waarheid is ons een. En dit is die geestelike huis wat uiteindelik gebou was. En met al die voorafgaande goed kan ek nie dink dat daar enige ander huis is wat opgerig is in Suid-Afrika nie. Want hy sê in die skrif, daar is net een so plek. En daarom moet ek aanvaar dat daar net een so plek is, en dis hier. En ek het baie gebid vir Vader deur die afgelope jare. Vader, as daar 'n ander plek is waarheen ons moet gaan en by hulle aansluit, wys vir ons die plek. Maar elke keer kom daar net nog 'n gelofte, nog 'n bevestiging, nog ander dinge by, wat weer en weer dit duideliker, vaster maak dat dit hier is. Natuurlik, in die hart
is waar die ewige huis gebou gaan word. Maar ons moet 'n plek hê waarvandaan ons almal kan saamwerk, want ons is nog in die vlees. Alhoewel ons gees al in die hemel kan wees, is jy nog gevange in hierdie liggaam. Maar jy hoef nie gevange te wees nie. As jy by Yeshua is jy vry. En die boom van die lewe, wat in die tuin van Eden ook iets voorgestel het, naamlik Yeshua se gees, is presies dieselfde boom van die ewige lewe wat hier voorgestel word. Naamlik die troostergees van waarheid, wat een in en met Yeshua is. Dit is waarby ons moet kom en skuil. Daar is dadelik gehoor gegee aan die opdrag, en daar is begin met die bou van die wawiel om die eikeboom, waar voorheen geloftes aan Vader gemaak en aanvaar is deur Vader, soos in vorige lesings aangedui. Binne 'n maand was dit voltooi en 'n openingsdag is gereserveer vir 15 Julie 2017. Nou meer eers oor die verband tussen die boek van herinnering genoem in Maleagi 3:16 en Sagaria 5:1-3 en 'n wiel wat die boek sou ontvang. Dit is al deur Salomo geprofeteer in sy boek, die Odes van Salomo, wat die kerk besluit het in 323 na Messia by Nicea, onder leiding van die heiden keiser Constantijn, het hulle besluit om hierdie boek uit te gooi. Dit moet apokryf verklaar word, beteken nie goed genoeg. In die boek van herinnering het hierdie boek 'n duidelike plek. Ode 23. Blydskap behoort aan die apartes. Wie sal met hulle haar beklee word, behalwe hulle? Nou moet asseblief nie dink aan politieke apartheid nie. Hierdie apartes is die wat geestelik apart, hulle self apart gehou het van die kerkstelsel. Dit is die Lot en sy familie wat uit Sodom en Gomorra getrek het. Hulle het hulle self apart gestel, soos Noag ook homself apart gestel het in 'n ark, en al die ander omgekom het. Dit is die analogie wat jy moet sien. Ons wat geestelik by die waarheid gebly het, daarom moes dogter van Sion eers die skrifte restoreer, want dit is waarmee jy jou eie suiwer innerlike huis bou. Barmhartigheid behoort aan die uitverkorenes, en wie sal hom ontvang, behalwe hulle wat van die begin af op hom vertrou het. Yeshua is die barmhartigheid, net hulle wat op hom vertrou, sonder om hulle oë af te wend van hom, sal barmhartigheid ontvang, soos ons nou kan getuig van bykans 33 jaar se barmhartigheid. Liefde behoort aan die uitverkorenes, en wie sal met haar beklee word, behalwe hulle wat haar van die begin af besit het. En die liefde is ook Yeshua. En as jy een van Yeshua se besittings is, dan is jy liefde. Want as jy sy ware besitting is, sal jy ook net liefde doen in jou lewe. So dis die eienskap. Hy ontvang ons in barmhartigheid en hy maak die liefde in ons lewend. Wandel in die kennis van die hoogste El, of die hoogste God, en jy sal die guns van Jahwe sonder teensinnigheid ken, sy jubeling en die suiwerheid van sy kennis. En dit is wat gebeur het. Sy kennis is uitgestort in die dogter van Sion in die vorm van die nuwe openbaring, wat ons nou getuig het van, wat op die webwerf verniet beskikbaar is, en in boekvorm by ons verkry kan word. Sy gedagtes was soos 'n boekrol, sy wil het neergekom van omhoog, en hy is gestuur soos 'n pyl uit 'n boog, wat afgevuur word met krag.
En vele hande het afgepyl op die boekrol om hom te gryp en hom te neem en hom te lees. En hy, die boekrol het uit hulle vingers ontsnap. En hulle was vol vir vrees vir hom en vir die seël wat op hom was. Hulle het hierdie boekrol gevrees en daar was 'n seël wat gemaak het dat hulle nie hierdie boek kan lees nie. Want hulle was nie toegelaat om sy seël te verbreek nie. Want die krag wat op die seël was groter as hulle. En dit is die krag van Yeshua se gees wat op die seël was. En slegs as jy in Yeshua se gees ontwaak, sal die seël deur jou verbreek word. En dit is ook die seël in jou hart. As 'n liedjie mos wat ons sing. U is waardig om die boek oop te maak. Daardie boek is verseël. En hy is die enigste een wat dit oopmaak. En hy maak dit oop in jou siel. Want dit help nie jy lees die woord in jou verstand nie, alleen nie. Dit is nie van belang nie. Van belang is wat het in jou siel gebeur. Wat het die siel opgeneem van die woord? Maar hulle wat hom gesien het, dis die boek, het agter die boekrol aangegaan, sodat hulle kon weet waar sy bestemming was, en wie hom sou lees, en wie hom sou hoor. Nou wil ek vooruit gaan en sê dat Vader het destyds aan my geopenbaar dat hierdie boekrol is die boek van herinnering. Is die boek waarvan gepraat word in Maleagi 3 vers 16. Dat hy sê, die wat Jahwe vrees sal 'n boek tot stand bring, wat almal sal lees. En dan is daar beloftes wat met hulle gaan gebeur. Dit is die boek wat in Sagaria 5 vers 1 tot 3, en ek het dit behandel in vorige lesings, presies 20:10L is. En ons het bewys dat as jy al 880 bladsye vat van die boek van herinnering, dan tel dit op, en is dit gelyk aan 20:10L, of voorarm. En tel dit op na 55, en die naam Jahwe in Afrikaans tel ook op na 55. Dit het ons behandel. Dis hierdie boekrol wat hulle nie kan lees nie. En ek kan daarvan getuig dat kerkmense wat nie wil loskom van die vals doktrines nie, kan nie hierdie boek lees nie. Hulle gooi hom weg, of hulle los hom daar in hulle kamers. En ander mense kom, en dan trek daai boek hulle. En dan vra hulle, kan ek daai boek kry? Ja, vat hierdie ding weg. Dan kry hulle die insig, want dan breek Vader die seël van die boek vir hulle. Maar hulle wat hom gesien het, het agter die boekrol aangegaan, ek gaan maar net weer daar lees, sodat hulle kon weet waar sy bestemming was, en wie hom sou lees, en wie hom sou hoor. Nou wil ek net iets oor die boek van herinnering sê, wat hy sê hier, hy is uitgestuur soos 'n pyl uit 'n boog, afgevuur met krag. En vandag sit my vrou in hierdie gemeente, en daar is niemand wat meer as sy kan getuig, dat daar soveel krag op hierdie boek geplaas was toe hy uitgegaan het, wat is dit nou, 20 jaar terug, nee meer, 23 jaar terug, dat die pyl net al hoe sterker voortgaan, elke jaar, verdubbel ons amper die hoeveelheid boeke van die vorige jaar. En is die volk honger vir hierdie verseelde boek. Dit terwyl hy nêrens geadverteer word nie, dit terwyl hy nêrens in 'n boekwinkel welkom is nie, behalwe een boekwinkel hier in Jasmyn, waar ons broers ook die winkel besit. Dit is al. Ek het hom al na 'n boekwinkel toe gevat, toe daai ou die boek oopmaak, die eerste bladsy, toe gooi hy hom so weg van hom af. Toe sê hy, is nie plek vir daai boek nie. En toe sê Vader, dis asof hy daar my innerlike sê, wat 'n dwaase ding wil jy nou doen? Hoe kan die waarheid tussen al hierdie leenboeke staan, wat deur professore en doktore en
wat is die afgetredenes nou? Die emeritusse geskryf word. Ons word ons pensionarisse, maar dominees word emeritus. Dit klink verskriklik groot. En as hy afgetreed, gaan skryf hy 'n boek oor al sy drek wat hy die mense geleer het. En daarom is hierdie opiumwinkels, wat hulle self NG Kerk boekwinkels noem, goed wat julle moet vermy. Moenie daar ingaan en gebedsboekies en saadjies gaan koop nie. Die goed is verrot. Hulle het alreeds deur die leunpen van die oorskrywers en vertalers deurgegaan. Ekskuus. Sorry. Ja, nou hy's nou oorlede, ons kan dit maar noem. Solly Osterwich. Sy gebedsboekie wat langs almal se beddens gelê het. En hy is uitgevang. Bethlehem kinderhuis, wat hy gedoen het met daai arme seuns. So, streef na die waarheid. Yeshua is die waarheid. Nou is 'n interessante vers 11. Maar 'n wiel het hom ontvang en sy het op hom neergedaal op die boek van herinnering. Tesame met hom was 'n teken van koningskap en heerskappy. Nou die enigste koningskap in die skrif is die koningskap van Melchisedek en ook 'n priesterskap. Alles wat voor die wiel beweeg het hy gemaai en afgesny. Hy het 'n menigte van teestanders versamel en hy het riviere bedek. Hy het oorgegaan en baie volke ontwortel en 'n breë pad gemaak. Die hoof, Yeshua, het neergedaal na die voete, na ons, dogter van Sion, Gilgalite, wat so ver as die voete gaan, het die wiel gerol saam met hom wat op haar was. Hy was 'n boekrol en 'n bevel, want alle plekke is byeengebring. Op sy hoof, dis op hierdie wiel, verenig met die boek van herinnering in die harte van sy dogter van Sion, het die hoof verskyn, Yeshua, wat geopenbaar is, en die seun van die waarheid, van die hoogste Vader. Hy het van alles besit geneem en hom ontvang, en die denke van vele het tot niks gekom nie. En almal wat op 'n dwaalspoor gelei is, het ontsnap en gevlug. En hulle wat vervolg het, is vernietig en uitgewis. Maar die boekrol het 'n groot plaat van herinnering geword. Interessant dat die boekrol nou 'n plaat van herinnering, het was 'n boek van herinnering in Maleagi. En nou word dit 'n groot plaat, wat geheel en al geskryf is deur die vinger van Elohim. Nou 'n plaat kan ook wees 'n harde skyf, of 'n CD, of wat ook al met elektronika te doen het. Want waar hy nou op die internet lê, is dit 'n groot wiel wat draai elke keer as iemand klik op www.nuweopenbaring. Dan draai daai wiel iewers waar hy gestoor is en hulle kan al daai inligting aftrek. Gratis. En wat bygekom het van hierdie groot boek van herinnering wat nou 'n plaat geword het, dis nie meer net 'n boekrol nie, is al die nuwe openbaringsboeke. Van Jacob Lorber, van Bertha Dad, van al die boere, profete en profetesse wat ons ook almal op die webwerf het. Dit is die plaat van herinnering. Dit is alles bymekaar gebring onder een dak. Nou het hierdie plaat van herinnering geword wat geheel en al geskryf is deur die vinger van Elohim. Die vinger van Elohim het ook die 10 gebooie op klip uitgekrap. Die vinger van Elohim is baie belangrik, het ook op die muur van Belshazzar se dronkparty verskyn en geskryf, Mene tekel Upharsin, hy is geweeg en te lig bevind. En hier het die vinger van Elohim deur sy knegte gewerk om dit vir ons aarde toe te bring
in meestal die Duitse taal, en ook het sy vinger ons gehelp om dit in Afrikaans beskikbaar te maak vir ons volk. En die naam van die Vader was op hom, hierdie boekrol en plaat, en van die Seun, en van die Gees van apartheid, om te regeer vir ewig tot in ewigheid. Ek het dit sommer groot geskryf. Want dit is belangrike woorde, wat ons ter harte moet neem. En elke dag wanneer ons afgaan en ons daar hande vat, ramshorings blaas en intens begin bid, dan bid ons vir almal op hierdie aarde. Ons seën almal op hierdie aarde. As hulle die seën verwerp, die inhoud van die boek verwerp, Joshua verwerp, is dit hulle saak. Ons gaan self so ver, ons bid vir hulle wat in die duisternis aan die ander kant is. Ons bid en dra hulle op aan Vader. Ons bid vir al drie ryke, mineraal, plant en diereryk. Ons bid vir alles in die aarde, op die aarde en bo op die aarde. En alles word afgemaai wat nie binne die gees van Vader is nie. Hierdie dinge wat nou geopenbaar word in die wêreld, wat vir julle nou net lyk dat dit toevallig is. Al hierdie dinge is grootliks 'n gevolg van alle gelowiges se gebed oor die hele aarde, en daar's baie. Maar hier het Vader 'n opening gemaak, en daardie boom stel 'n openingspoort voor tussen ons siele en die hemelse. Naamlik Joshua, die middelaar van die nuwe verbond, die 10.000 engele skares wat saam met ons daar bid, en die vervolmaakte voorvaders wat ook saam met ons daar aanbid. Dit is die plek op aarde wat hy geopen het aan die eindtyd om krag vanaf te trek. En daarom is ek nie voorbarig as ek sê dat al die versleiering wat nou afkom, al die openbarings wat nou gemaak word oor al hierdie bose Satans mense op aarde, wat hulle mee besig was, of dit nou wat ook al is, of die Jood sy eie sluiers aftrek deur sy boosheid, maar die mense begin sien wie hulle is en hoe lank hulle belieg is, of dit die Epstein files is, en of dit die koninklis in Engeland is, waar sy geheime en gemors nou uitkom, al hulle onderduimse goed. Dis die sluiers wat afgetrek word, sodat die mens wat nog nie geestelik is nie, maar wat natuurlik leef, maar 'n goeie mens is, duidelik kan identifiseer, maar ek wil niks met daai goed te doen nie. So is Vader nou met die eerste fase besig om die mens leeg te maak van al sy innerlike gemors, van al sy vertroue wat hy op mense gestel het. Veral as ek verwys na die Engelse koningshuis, daai Engelse het letterlik daai koningshuis aanbid. En al wat hulle nou agterkom, dat dit is 'n addernes van absolute boosheid. En die boosheid sal nog oopgemaak word, en julle sal selfs verbaas wees oor wat alles daar gedoen is. Dis nie net kinderontvoering, bloeddrinkery nie, dit is kindermoord, kindermarteling. As sport het hulle dit beoefen. En so word die een steen van hierdie groot Babyloniese Mammon afgod gebreek. En Moloch, die een wat kinders voor geoffer is, word ook nou gebreek. In alle lande. Kom ons lees môre hierdie stukkie verder, ons het nou 'n bietjie ver gegaan. Ek sal dit in Woensdag se lesing insluit, maar julle kan dit gerus lees, dis Jesaja 29, wat ook oor ons plek handel. Baie dankie. Amen.